welkom julle, hoor, is lekker om so 'n uitgebreide familie voor te sien. Baie keer is die ouers baie ver en kan hulle nie kom nie. So dis lekker om julle hier te hê, hoor. Dis reg. Kom staan, Annemie, jy en ZW sommer hier voor my. Kyk sommer vir my en dan kan pa maak en maar rustig. En oupa, ouma, wie ook al daarso kyk. Ek gaan 3 vrae aan julle vra. Julle gaan later hoor waaroor die doop gaan, so ek gaan dit nie nou alles herhaal nie, dit is deel van die preek ook later, maar ek gaan 3 vrae aan julle vra. En ek vra dat julle daarop antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenis skrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Hoe antwoord julle 2? Ja, pragtig, daar is hy. Nou kom ons gaan vir Isabella doop. Ek gaan hier staan en julle kan daar staan, sommer net daar's reg. Dan kan almal sien, julle is welkom om te staan, daai kant toe, dan staan ek dan met my rug na julle nie, hoor, is julle reg. Staan sommer so daar by die blomme, julle is baie welkom. Goed, liewe gemeente, die doop het 'n baie besonderse betekenis. Ons is besig om so 'n bietjie na Romeine te kyk en Paulus sê dat wanneer ons as kinders van die Here gedoop word, ons in Christus gedoop word. Daai woordjie in sal ek net nou meer oor sê. Maar dit is 'n baie noue verbintenis wat ons het. Dit is so 'n verbintenis dat Paulus daarmee vir ons probeer sê dat wanneer ons gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dit is asof ons saam met Christus sterf aan die kruis. Asof ons saam met Christus begrawe is in die graf. En dat ons saam met Christus deur die Gees van God opgewek word. En dat ons dan aan hom behoort en sy kind uiteindelik is. So Isabella Nichols, ek wil jou graag doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here, ek bid dat U hierdie klein lyfie sal vashou in U hand. Dat U haar sal seën soos wat sy groot word, dat sy 'n vreugde vir haar ouers en vriende en familie sal wees, en vir almal. Mag dit wat hier gebeur het, Here, haar hele lewe rig as U kind, as een wat deel is van U huisgesin. Amen. Liewe gemeente, kom ek stel aan julle voor, Isabella Nichols as ons nuwe lidmaat. Maar julle het ook 'n verantwoordelikheid, nie net hierdie ouers nie. Julle verantwoordelikheid is om hierdie ouers by te staan en te help, sodat hierdie 2 pragtige jongelinge kan groot word om die Here te ken en lief te hê. So daar het ons ook 'n verantwoordelikheid. En ek weet, hier by Highfields gemeente gebeur dit amper outomaties. Elke een van ons sal bydra. Morney, my ou broer, voorsitter van die kerkraad, so daarom vra ek hom om ook namens die kerkraad te kom sê hartlik geluk. Broer, baie geluk hoor. Ag, julle het 'n spesiale plek in my hart hoor. En jy ook. Baie geluk hoor. Baie seën.
Sy het amper ja gesê. Baie geluk, hoor, baie seën met die pad vorentoe. Het is heerlik om julle hier te hê, te ontmoet, hoor. Baie welkom, baie seën. Dankie. Julle kan maar gerus weer gaan sit, hoor. Baie dankie. Romeine 8. Romeine 8, die eerste 4 verse. Romeine 8, die eerste 4 verse. Ek is nou jammer, ek weet nie wat het met my verkeerd geloop toe ek dit daarin gesit het nie. Ek het seker maar aan Karika gedink toe ek het gedoen het. Hier moet daar 'n rede wees. Ek lees uit die 83 vertaling. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat aan Christus Jesus behoort nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel deur sy eie seun in dieselfde gestalte van die sonde gemens te stuur as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. 4 versies. Ek wil 'n bietjie saamvat wat ons die laaste 2 weke gedoen het. Ook terwille van die wat dit nie voorheen kon bywoon nie en gaste is hier vandag. Ons het hoofstuk 7 hanteer en op 'n manier gaan ek nou met 'n beeld dit wat hoofstuk 7 eintlik vir ons probeer sê het, beskryf. En iets daarvan het ek met daai remote karretjie verlede week hier op die tafel uitgebeeld, as julle reg onthou. Maar stel jou voor jy ry in jou kar. Hy is al klaar, 'n kar wat amper uitmekaar uitval, panele klap so as jy ry. Jy hoor 'n hobbel gaan, dan slaan daai sjok sommer so deur, sukkel om hom aan die gang te kry. Maar hy ry, en jy besluit, ek gaan sommer lekker lang pad ry terwyl die kar ry. En die volgende oomblik besef jy net, maar jy's nie in beheer van die kar nie. Hy ry op homself. Jy kan maar probeer petrol gee, dit help nie. Dit werk van self. Jy kan maar probeer draai, die kar draai van self. Net waar hy wil. As jy die rem trap, dan ry hy eintlik net vinniger. Dit voel regtig as jy heeltemal uit beheer is van hierdie voertuig waarmee jy ry. Klink nogal na 'n Stephen King film, nee. Ek weet nie wie van julle het van daai thrillers gehou nie. Ek het 'n maat gehad, 'n woonstelmaat. Ai my aarde. Ek het maar gesorg dat ek Vrydag aande nêrens is nie, net nie daar waar hy die goed kyk. Ek het nagmerries gekry. Dit wat ek hier probeer beskryf is dat dit wat hoofstuk 7 vir ons probeer sê, is dat die mag van die sonde so 'n houvas op ons lewenskarretjies het, op ons lewens as sulks, dat ons geen beheer het oor daardie karretjie van ons.
Nie eers die wet kon ons help om beheer te kry oor ons lewenskarretjies nie. Ek lees toe 'n baie belangrike ding raak van 'n ou wie se boeke ek vreeslik baie geniet. Hy is ongelukkig al oorlede. Sy naam is Eugene Peterson. Nie Jordan Peterson nie, Eugene Peterson. Hy was 'n dominee, Eugene Peterson. En hy beskryf dan die beginpunt van die nuwe lewe, van die lewe wat nie meer onder beheer is van die mag van sonde nie, soos volg. Lees dit in Engels. Hy sê, the Christian life begins as a community that is gathered at the place of impossibility, the tomb. Kom ons pak dit 'n bietjie uit wat hy hier sê, dit is nogal 'n mondvol. So hy sê 'n geloofsgemeenskap begin daar waar mense by mekaar kom by die plek van onmoontlikheid, the place of impossibility. En as jy mooi dink, is die lewe voor Christus niks anders as 'n lewe van impossibility in 'n sekere sin. Die impossibility dat ek self uit myself my lewe kan red. Beheer oor my lewe kan oorneem. En ons probeer baie hard, net om my uiteindelik agter te kom dat ek nog 'n groter gemors gemaak het. Die karretjie is nou sommer op 'n stofpad met 'n klomp singplaat. Maar daar's 'n tweede plek wat hier beskryf word, hier by die punt van impossibility. Want dis 'n punt waar my impossibility, God se impossibility eintlik kom ontmoet en kom omarm. Want Eugene Peterson sê dis 'n plek waar die tomb is. Maar dis nie enige graf nie, vriende. Dis 'n leë graf. En die graf is nie leeg omdat iemand Jesus kom steel het nie. Nee. Dis nie omdat hulle sy liggaam gaan wegsteek het nie. Daai graf is leeg want die Heilige Gees het hom uit die dood uit opgewek. Die onmoontlike het moontlik geword. Daarom sê Eugene Peterson ook, is hierdie plek, the place of impossibility, daar waar die graf is, daar waar dit onmoontlik is, mense gesproke dat iemand kan opstaan uit die dood, daar ontmoet my impossible lewe met die impossibilities van God en uiteindelik verander alles. Nou as ons gaan kyk na hoofstuk 8, is dit in 'n sekere sin wat Paulus eintlik vir ons in hoofstuk 8 kom sê. Hy sê die enigste uitweg uit 'n lewe wat oorheers word deur die Heilige Gees, oorheers word deur die sonde, is om by die punt van, of the place of impossibility te kom. Daar by die leë graf. In vers 1, dit tref my elke keer. Paulus begin nie eers by die slegte goed nie, hy begin sommer direk by die goeie nuus. En hy sê vir ons, hoorie, die oomblik toe jy daar gaan staan het, by die place of impossibility, met
jou stukkende lewe wat vir jou 'n impossibility was om reg te maak, toe jy daar gaan staan het, is die veroordeling wat oor jou kop gehang het, gekanselleer. En is jy vry? Kom ek skets net 'n bietjie die prentjie wat Paulus hier vir ons probeer verduidelik. Julle moet julleself sien in 'n hofsaal. En daar is die regter, God die Vader is die regter. En ons is aangekla en ons is klaar skuldig bevind. Al wat nou moet gebeur is die vonnis opleg. En dan stap Jesus in. En hy kom staan voor die Vader. En hy sê, Vader, dit wat Leon nie kon doen nie, die impossibility van sy deurmekaar lewe, daarvoor het ek gesterf en het ek opgestaan uit die dood. En daarom is daar vir hom en vir elke ander een wat nou voor u troon staan, geen veroordeling nie. Wanneer ons uit daai hofsaal uitloop, is dit asof ons nooit aangekla was nie. Is dit asof ons nooit in daardie hofsaal was nie. Ons het geen rekord van ons oortredinge meer nie. Dis weg. Dis absoluut weggeneem. Vriende, dis vir my elke keer as ek dit lees, seker die mees ingrypendste deel in die Bybel. Net te hoor. Ek kan maar ook al die selfveroordeling kan ek maar weggooi. Ek kan maar ophou om myself te probeer kruisig oor al die goed wat ek nie reg kry nie, al die goed waarmee ek misluk. En ek kan na the place of impossibility toe gaan. Daar waar die Heilige Gees Christus opgewek het. En daar sal iets met my gebeur. Paulus beskryf hierdie ingrypende gebeure as 'n in Christus gebeure. Nou vriende, hierdie in Christus gebeure beteken letterlik dat ek en jy 'n nuwe identiteitsboekie gekry het. Die nommer het verander en die foto het verander. As burgers nou van die koninkryk van God, as ek by die hek inkom, om deel te word van die koninkryk en ek hou my ID of my paspoort op, is daar 'n nuwe ID-nommer en die foto wat daar is die een van Christus. Dis nie myne nie, want ek is in Christus. Wanneer God na my kyk, sien hy Christus en dit wat Christus vir my en jou aan die kruis gedoen het, raak. En daar gebeur 'n radikale transformasie in my lewe, wat oor tyd uiteindelik verloor. In Christus, sê Paulus, of voor jy in Christus was iemand anders in beheer van jou lewe. Jou lewe was uit beheer. Maar nou is die Gees van die Here in beheer van jou lewe. Niks en niemand anders nie. Vriende, en 'n ou sou nou vir jouself kon vra, want Paulus sê dit hier, dat hy, om hierdie hele ding reg te maak, het hy 'n Jesus na die wêreld toe gestuur om die gestalte van 'n sondige mens aan te neem. Kom ek sê net vir u dit.
God kon seker op enige manier met hierdie gebrokenheid afgehandel het, maar hy het gekies. Omdat dit 'n mens is wat oortree het. Omdat dit 'n mens is wat eintlik moet betaal vir daardie fout. Het God gesê, hy stuur 'n mens wat sal wees soos wat God wil hê 'n mens moet wees. Wat gehoorsaam is en doen wat hy doen en hy betaal die prys. Daarom is sy foto in my en jou ID-boek. Al die vereistes wat die wet daar gestel het, het Jesus deur sy gehoorsaamheid kom vervul. Daarom is ons vrygespreek. Is daar geen veroordeling nie. Jesus het dit alles gedoen. Ons het niks meer op ons rekord nie. Ons loop by die hofsaal uit asof ons nooit skuldig was nie. Ons word nou deur die Gees, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het. Daardie krag van daardie Gees is ook nou in my en jou werksaam. Daardie Gees maak the place of impossibility, die impossibility van 'n stikkende lewe heel. Maak dood lewe. Maak gebondenheid vryheid. Maak veroordeling vryspraak. Maak gebroke, stikkende lewens heel. En wat is God se doel daarmee? In Kolossense 3 vers 10 lees ons dat die ou mens uitgetrek moet word, nuwe mens aangetrek moet word, en dan sê Paulus, sodat ons vernuwe word tot die beeld van ons Skepper. En in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê Paulus, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ons word van heerlikheid tot heerlikheid. Neem ons steeds toe. Dis 'n proses. Ons is nie onmiddellik daar nie, maar ons is op pad. Ons is op pad. Ons is reeds nuwe mense, omdat ons as 'n gemeenskap by die punt kom staan het van impossibility, waar dit 'n possibility geword het, om 'n kind van die Here te wees. Vriende, en as die Heilige Gees uiteindelik beheer neem, Paulus som dit so mooi op in Galasiërs 5, as hy sê, eers praat hoe die ou lewe lyk. Hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe. Karretjie wat absoluut buite beheer is. Hoor mooi wat die Gees doen, maar die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge
het die wet niks nie. Maar die wat aan Christus behoort, in Christus is, sou ons kon sê, het die vlees, hulle het by die punt van impossibility gekom, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig saam met Christus. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uitdart en mekaar beny nie. Alles vriende begin daai oomblik, wanneer ons by die place of impossibility kom staan as 'n gemeenskap. En kom ek sê net dit, is 'n gemeenskap. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het mekaar nodig op hierdie reis. Ons het mekaar nodig. Weet julle wat, elke keer wat ons so by mekaar kom in 'n erediens of in 'n Bybelstudie, of waar ons as 'n gesin saam bid, of die Bybel lees, of sommer partykeer net as gelowiges lekker saam kuier, daar kom staan ons elke keer weer by die place of impossibility. Die plek waar die onmoontlike moontlik word. Waar hoop nuwe lewe is. Amen. Here, hoe sê ons dankie? Hoe kom ons voor U wat hierdie ongelooflike stuk genade, hierdie geskenk aan ons kom gee, om vry by die hof uit te loop, asof ons niks verkeerd gedoen het nie. Mag ons, Here, nou so lewe, dat ons aan U eer bring, vir U goedheid en U liefde in ons lewens. En mag ons elke dag in 'n sekere sin by daardie place of impossibility kom, Here, sodat ons opnuut weer die kragtige werking van U Gees in ons lewe kan ervaar en beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.